Hemelvaartdag was vir my nog altyd 'n baie besondere dag, want dis mos eintlik so die afskop van Pinkstertyd. En in my kinderdae was Pinkstertyd vir my altyd 'n baie besondere belewenis, maar ook hier op Wellington. En Pinkster is mos nou eintlik die bevestiging van Jesus se koningskap, want hy sit in die regterhand van God die Vader. En hy is daar besig om vir ons plek voor te berei. En hy kom ons weer, hy bevestig vir ons dat hy ons kom haal. En daarom is Hemelvaart eintlik so die knooppunt tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms. Maar kom ons lees wat sê Lukas hier in Handelinge 1 vanaf vers 9 tot 11 oor Jesus se hemelvaart. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Die hemelvaart van Jesus, soos ons gesê het, eintlik die knooppunt tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms. Met sy eerste koms het hy sy goddelike status prysgegee, mens geword, as sondaar aan die kruis gesterf, sodat die wat in hom glo nie met sy tweede koms veroordeel word nie. Maar die hemelvaart is eintlik 'n bevestiging van Jesus se koningskap, dat Jesus die Here is, want hy is aangestel as hoof van die kerk, oor die hemel en aarde, oor die wêreld. En dis hoekom die vroegste kerk al bely het, Christus Kyrios, Christus is Heer. Jesus is die Here. En dit lees ons ook in Handelinge 2 vers 36. Die Here Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus, wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Met sy hemelvaart sit Jesus sy bediening voort as koning, priester en profeet. Jesus is koning, want hy sit in die regterhand van God. Hy is in beheer, hy heers oor die hemel en die aarde, oor die wêreld. En God het hom ook aangestel as hoof van die kerk. Daarvan lees ons in Efesiërs 1. En in Matteus 28 lees ons dat Jesus sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Jesus sit ook sy bediening voort as priester, want hy tree vir ons in by God, hy pleit by God vir ons. En ons lees daarvan in Romeine 8 vers 34. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer is dit. Hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. In 1 Johannes 2 vers 1 lees ons dat Jesus eintlik die voorspraak is, dat hy die Parakletos is, wat vir ons intree by God die Vader, en juist wanneer ons as gelowige sondig, dan tree hy vir ons in. En as hoëpriester kom hy nie net met ons behoeftes voor God nie, maar hy maak eintlik dit moontlik dat ons 'n vrye toegang tot God het. Maar die wonderlike is dat ons nie vreesagtig en bang vir God moet wees nie, want ons weet Jesus tree vir ons in. Hy pleit vir ons by God die Vader. Maar Jesus het ook sy bediening voort as profeet. En hy is nie net daar in die hemel besig om vir ons as priester te pleit nie, maar hy is ook op aarde by ons teenwoordig. Want in Matteus 28 sê hy vir sy disippels, ek is met julle, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. En hy is by ons teenwoordig deur sy Gees, deur die Heilige Gees. En ons lees daarvan in Johannes 14 vers 16 tot 17. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. In Johannes 16 vers 7 sê Jesus dat dit eintlik tot ons voordeel is dat hy weggaan. Want Jesus sê, as hy nie weggaan nie, dan kan die Heilige Gees nie na ons toe kom nie. En in Johannes 14 sê hy weer vir ons wat, in vers 26 sê hy vir ons wat die Heilige Gees kom doen.
En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. As ons wonder hoe God met ons praat, dan moet ons dalk luister na die raad van Augustinus. Want hy sê, as ons die aangesig van God soek, as ons hom wil sien, as ons hom wil hoor, dit is die regte plek waarheen ons moet gaan, die Bybel. En wanneer ons die Bybel lees, dan praat God mos deur die Bybel met ons. En die Heilige Gees herinner ons aan dit wat Jesus gesê het. En nou onlangs het ek gewonder of ek by 'n plek betrokke moet wees of by iets moet wees. En ek het gaan stil sit en stil word en by die Here gaan leiding soek. En terwyl ek so stil sit, het daar 'n paar tekste na vore gekom wat vir my vrede en duidelikheid gegee het. Daar is natuurlik 'n ander ding wat ook gebeur het met Jesus se hemelvaart, en dis dat hy sy bediening oorgegee het aan sy disippels, aan die kerk. Want hy sê vir sy disippels, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En dis natuurlik ook die opdrag wat ons het, om dit wat ons hoor, dit wat ons sien, dit wat ons beleef, dit wat ons weet, dat ons dit ook sal deel. Maar die wonderlike troos is, dat God deur sy Gees teenwoordig is. Dat wanneer hy ons na iemand toe stuur, of na 'n plek toe stuur, kan ons weet, hy is reeds besig om daar te werk, daar voor te berei. En ons kan maar net gaan vertel, ons kan maar net ons storie vertel, ons kan maar net deel, wat Jesus ook vir ons beteken. Mag hierdie Hemelvaartsdag sommer vir ons almal 'n besondere dag wees, met die wete dat Jesus koning is, dat hy heers, dat hy in beheer is, dat hy die Here is, en dat hy as priester vir ons intree by God die Vader, en dat hy as profeet by ons teenwoordig is. Mag hierdie Pinkstertyd, hierdie volgende 10 dae, en ook ons Pinksterbadiere wat Sondag begin, mag dit vir ons 'n besondere belewenis en ervaring en verrykende tyd wees. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons vanoggend tot U kan bid in die naam van Jesus Christus, en ook in die wete dat die Heilige Gees by en in ons is, en waar ons ook hier op die rand van Pinkstertyd staan, waar dit elke jaar vir ons 'n besondere tyd is, waar ons sommer weer die uitstorting van die Heilige Gees herdenk. Maar dankie dat ons vandag op Hemelvaartdag net weer bewus kan word dat Jesus koning is, dat hy ook as priester vir ons intree by U, en as profeet deur sy Gees en deur U Gees by ons teenwoordig is. Ons bid ook dat vandag, maar ook hierdie komende 10 dae in die tyd van Pinksterbadiere vir ons 'n verrykende tyd sal wees, dat ons ook U seën sal ontvang, net weer op bewus sal word van hoe U in en by ons teenwoordig is, en van U krag en U leiding wat by ons is. Ons sê daarvoor vir U dankie, en ons wil aan U al die lof en die eer bring. Ons bid ook in hierdie tyd vir almal wat die Pinksterbadiere lei, wat moet voorberei en ook die woord moet bring, dat U vir elkeen sal seën, ook ons kinderpinkster, ook mense wat na ons kleuters omsien in hierdie tyd, dat U ook vir hulle sal seën en vir hulle naby sal wees. In Jesus naam, amen.